Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Ons ken die geskiedenis van die goue kalf so goed. Ek lees Eksodus 32 vers 1. Daar staan: Toe die volk sien dat Moses stalm en nie van die berg afkom nie, het hulle om Aaron saamgedrom en vir hom gesê: Kom maak vir ons 'n God dat hy ons kan lei. Hoe reageer jy in krisistye? Hoe reageer ons wanneer dinge skeefloop? Wanneer dinge vir ons so bietjie onseker raak? Nou in Eksodus 32 lees ons nou van die geskiedenis van die goue kalf. En die meeste kere sal ons die geskiedenis lees en dan die volk redelik vinnig veroordeel. En ons sal baie vinnig vir Aaron sê: Aaron, wat op die aarde het jy gemaak? Hoe kon jy dit doen? Maar miskien moet ons net vir 'n oomblik, voordat ons te vinnig veroordeel, 'n bietjie dink, wat was hulle situasie? Jy sien, die volk was in hierdie omstandigheid, hulle was in die woestyn, en tot nou toe het Moses heeltyd vir hulle as tussenganger tussen hulle en God opgetree. So as gevolg van die Here se leiding, maar deur middel van Moses, is hulle in die woestyn, is hulle deur die Rietsee. Maar nou is hulle daar en Moses is skoonveld vir hoe lank ook al, en in hulle gedagtes, vermoed ek, het hulle so alleen gevoel. Waarheen gaan ons van hier af? Wat gaan ons maak? Dis 'n woestyn, hoe gaan hulle oorleef? Hoe reageer ek en jy in krisistye? Miskien as ons vanuit 'n krisissituasie dink oor die volk, dan verstaan ons dalk 'n bietjie beter en dan sien ons dalk baie meer van onsself en dan veroordeel ons nie so vinnig nie. So wat doen die volk? Die eerste ding, hulle voel dat God laat is. Hulle voel dat God se tyd laat is. Ons sien daar in vers 1, hulle sê maar hierdie Moses stalm nou en waar is hy en leef hy nog en wat het van hom geword? So hulle voel, hulle tyd en God se tyd kom net nie by mekaar uit nie. Het jy ook al, soos ek gevoel, ons bid, ons vra vir uitkoms en dis asof die Here net nie in ons tyd inkom nie. Daai sperdatums, daai kere wat jy 'n antwoord moet gee of 'n besluit moet neem of 'n uitkoms moet kry en God is net laat. Voel jy dalk ook partykeer so? Nou die volgende ding wat die volk doen, aan die een kant voel hulle God is laat, maar aan die ander kant doen hulle presies wat ek weet ek baie keer doen. As ek voel God is laat, wat doen ek? Ek maak my eie planne. So hulle voel God is laat en dan maak hulle eie planne. Hulle het 'n God nodig om hulle te lei. Hulle het 'n God nodig wat hulle deur die woestyn verder na die beloofde land toe lei en hulle weet nie watter kant toe nie. So nou maak hulle eie planne. Nou ek en jy maak dalk nie vir ons goue kalfs nie. Maar ek weet, ek is baie keer baie skuldig daaraan. As God nie op my tyd antwoord en deurkom soos wat ek wil hê nie, dan begin ek ook maar om my eie planne te maak en daarvolgens te leef. My afgod is nie 'n goue kalf nie, maar is maar baie keer waar my eie planne ook God vervang. So daarom moet ek en jy dalk met 'n sagter oog na die goue kalf geskiedenis kyk. As ons regtig God se wil volg, in sy wil wandel, moet ons leer om geduldig te wag op God en op sy tyd. Is jy nog bereid om op God te wag? Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein
wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.